Goeiemôre, good morning. Dag sê, en 'n hartlike, vrolike goeiemôre vir almal wat saam met ons ingeskakel is. Dis heerlik om hierdie oggend saam met julle te begin en alhoewel dit 'n publieke vakansiedag is, waar is ons? Ons is steeds hier om julle geselskap te hou. Ja, en dit is so lekker om hier te wees vanoggend. Gelukkige Vrouedag met gister Elsa. Baie dankie vir jou ook, Pita. Gelukkige Vrouedag. Jy represent met die pen. Kyk net hierso, hierso verteenwoordig ek Vrouedag vir algaar, al die dames in Suider-Afrika. Ons is Kyk. baie beïndruk. Ja, regte man Dis die nuwe stroom ons blou. pink. Daar sê dankie Lisa. So, kom ek vertel julle wat ons bietjie vandag aanvang op die program. Ons begin vandag deur ons kreatiwiteit wakker te maak met Kuns vir die Siel. Daarna gesels ons met die bekende ginekoloog Dr. Jay Moodley oor vroue gesondheid. Verwelkom ook Paul Springer, Karl Rademeier na sy silwermedalje by die Statebonte Spele en kuier saam met Courtney en Armin Swanepoel van Our Wild Journal oor hul passie vir Suid-Afrika se natuur en spesifiek die Kreurwiltuin. En laastens sluit ons af met Bartie Swiegers en Bernice West wat vertel oor hulle nuwe duet. Ek dank die Here vir jou. Baie om na uit te sien. Ja. Paalspringers, sangers, al daai lekker dingetjies en baie mooi foto's uit die natuur. Dis baie pragtig. Ja, Nee. dis 'n baie gebalanseerde spyskaart. sou En ek dan sê. nou nog steeds 'n dokter wat bietjie praat oor vroue gesondheid. Dis baie belangrik want min mense weet eintlik wat aangaan in hulle lywe. Altyd. Ja. Altyd. Wel, so gepraat van vroue gesondheid of dan nou vroue, ek het 'n interessante oggendpraatjie. So Augustus is vroue maand en gister op 9 Augustus het Suid-Afrika die historiese vroue optog van 1956 waar meer as 20,000 vroue na die Uniegebou opgeruk het om teen die paswette te proteseer, herdenk. Nou die optog word as een van die belangrikste simbole van moed, eenheid en verset in ons geskiedenis erken en het aan die wêreld gewys watter krag daar in vroue skuil. Ek dink ons sal saamstem, Lisa. Nou ja, vandag 70 jaar later vier ons steeds die ongelooflike bydrae wat vroue in elke deel van die samelewing lewer. Maar Vroue Maand is ook 'n tyd om eerlik te wees oor die uitdagings, geslagsgebaseerde geweld, stelselmatige ongelykheid en dan ook diskriminasie wat steeds bestaan. So al het Suid-Afrika een van die mees vooruitstrewende grondwette wat gelykheid waarborg ter wêreld, is daar steeds baie vroue wat nie daardie gelykheid in hulle alledaagse lewe ervaar nie. Terselfdertyd herinner Vrouedag ons aan die vroue wat die pad vir toekomstige geslagte gebaan het. Name soos Sophia de Bruin, Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Albertina Sisulu en Raima Musa bly 'n inspirasie. Hulle het hulle stemme gebruik om onreg uit te daag en het gewys dat ware verandering moontlik is wanneer mense saam staan. Nou die bekende woorde van die 1956 optog leef vandag nog voort. En dit is dan jy slaan 'n vrou, jy slaan 'n rots. Laat daai 'n bietjie insink. Dit bly 'n kragtige herinnering aan die veerkragtigheid, moed en krag van Suid-Afrikaanse vroue. En ek dink dit laat ons ook sommer goed voel, jy weet, Ja. al is die dag nou verby, maar ek dink dit word vandag eintlik nog steeds herdenk na aanleiding van die feit dat ons 'n vakansiedag gekry het ook. Ja. Baie belangrik. Nee, ek is baie bly ons vier vroue want sonder ons was daar niemand in die wêreld. Hoor, dis hoe jy daarna kyk, nee. Ek probeer net altyd indink, hoe was dit voor daardie optog, nee? Hoe het vrouens dit ervaar? Was vrouens regtig nie geken nie, enigsins? Was hulle net daar om huishouding te doen, kinders groot te maak? Wat was dit? En uiteraard, as ek die dinge reg verstaan, wou vrouens mos ook meer gesien word en hulle wil deel wees van die samelewing op 'n ander vlak ook, om 'n bydrae te kan lewer met die besigheid en dies meer, nee? Ek dink op die einde van die dag, jy weet, wanneer 'n mens kyk na hoe sterk vroue is en ook die bydrae wat hulle gelewer het, jy weet, daar is baie dinge waarvan mense nie noodwendig bewus is nie, maar wat vroue uitgevind het. Soos byvoorbeeld die ruitveers. Het jy dit geweet, Pita? Was dit 'n 'n dame? Vrou het die ruitveers uitgevind. Nog 'n wen vir ons. Presies. Daar's hy. Dan was daar natuurlik, daar's 'n hele paar dinge wat deur vroue uitgevind is en ek dink wat nogal nie vir my vreemd is wanneer 'n mens daaraan dink nie. Iemand het ook nou die dag vir my gesê die heel eerste alarmstelsel is deur 'n vrou uitgevind. Nee? Dis so cool. So nee, ek dink nie ons hoef terug te staan nie en ek dink dit is vir my wonderlik om te sien. Ek dink daar bestaan vandag nog steeds ongelykheid. Ek dink nie 'n mens moet nou, jy weet, dit ontken nie of jy Ja. kan dit nie regtig ontken nie. Maar ek dink daar is so 'n bietjie meer van 'n balans en dit is vir my goed. Dink jy ook die diversiteit van ons verskillende kulture in ons land maak dit ook moeilik dat dit nie op alle kultuurvlakke so gehandhaaf word dat vrouens
meer gelyke regte en goeders kry, net om so vinnig daarna te kyk, want ek weet party kultuurgroepe glo maar net terstond. Vrou moet haar plek ken en dis so. Ja. En dis juist as gevolg van hoekom die optog ook destyds gebeur. Die ander ding wat ek ook dink is, dink net in die 50er jare, 20,000 mense vir 'n optog. Dit was baie. Dis As nog dit steeds vandag- eintlik baie. As dit vandag gebeur, dan is dit relatief klein van hoe baie dit al Ja. was en kan wees. Ja. Maar nee, ja, ek wil net sê, dames, ons is baie trots op julle en ons is bitter bly julle. Ek moet sê persoonlik vir my ook, ek weet nie wat sou ek doen sonder my vrou in my lewe nie, want Maar natuurlik. ja, nee regtig, daar's vir haar 'n besonderse plek. Eintlik het sy die groter stoel langs my. As jy nou die koning en die koningin van die huis langs mekaar het, dink ek die koningin se stoel is groter. Ag, dis oulik. Ja, ek moet sê as ek moet kyk na vrouens wat my inspireer, begin ek maar altyd by die huis. So mens begin met jou ma, my ouma. Kyk, my ouma is 'n wiskundeonderwyser en die hoeveelheid kinders wat sy nou al deur wiskunde gekry het, laat goed doen het, net daai verskil wat sy ook maak in die wêreld. Mens begin klein, mens begin by jou huis. Ek en jy moet gesels, want ek sit met 2 skoolgaande leerders wat nog 'n bietjie wiskunde. Is ouma vir die hoërskool of die Sy laerskool? is vir die hoërskool, Ag, nou sê jy my eers. maar sy is in die Lisa. Kaap. Nee, wat Sy doen video calls. Daar sy laat Sy ons. sê hip en hap en Wat is ouma se naam? Marna. Ouma Marna, jy gaan 'n oproep kry hier van die koene af, hoor. Ja, wat ek moet sê, ek sal ook nogal my ma uitsonder en ook my ouma Betsy wat elke oggend vir ons kyk. En my sussie en ek dink elke liewe vriendin wat regtig jy weet van my naaste vriendinne ook wat saam met 'n mens deur tye gaan en altyd daar is en mense is waarop 'n mens kan staat maak. Maar ja, dit soos ek vir julle sê, vir my is dit net interessant om te sien hoe vrouens steeds vooruitgang toon, hè Lisa? Jep. En ons moet elke dag nog veg vir gelykheid en teen geslagsgeweld Dis ook. nogal 'n ding, ja. Ja, ek wil nie praat oor hoe baie mense onveilig voel net as jy mall toe gaan nie, maar sodra ek 'n man by my het, dan voel ek weer okay, ek kan bietjie relax. So crazy, dis hoekom ons moet vier. Dames, dit was so lekker om dit saam met julle te kan vier en dat ek dit saam met julle kan geniet op hierdie vakansiedag ook, nie? So in jou pink hemp. In my pink man, ek voel regtig vandag, ek is deel van die span. Ek is deel van die span net hier waar julle is. Vrolik, vriendelik en met my nuwe blou. Ek wil net nog 'n ding sê, ek het nou onthou Flaterwater is ook deur 'n vrou ontdek. Flaterwater. Ja, te piks, ja. Maar ek wil ook nog iets byvoeg, nê. Ek wil 'n baie belangrike punt aanraak, maar iets soos Yes. feminisme. Ek dink baie mense het 'n wanpersepsie van wat feminisme is. En baie keer is mense so gekant daarteen en dan sal ek vra, maar wat is die definisie daarvan? Ek het al van my vriendinne gevra, maar wat is die definisie van feminisme? En dan kan hulle nie noodwendig vir my sê nie. So ek dink al hierdie dinge is net belangrik om in ag te neem. Ons het nie genoeg tyd om daaroor te praat nie. So vir 'n volgende keer. Maar net sodat almal weet, feminisme is net sodat ons wil net gelyk wees. Presies Ja, net dit. nie Daar bo sy. ander nie, net gelyk. Ja, Daar sy. en ons dink nie ons kan dinge beter doen as mans nie. Dit Kyk is dit. Net partykeer. of As ek kan bietjie wys mee staan is ons almal net gelyk. Nou ja, toe hartlike goeiemôre as jy nou eers by ons aangesluit het. Wat 'n heerlike oggend saam met elkeen van julle. Bly net waar julle is. Ons is nou weer terug met 'n heerlike propvol program. Spesiaal vir julle ook op hierdie lui lekker vakansiedag. Hoop jy gaan agteroorval en sommer net die res van die dag jou eie maak sonder om te hard werk, net te ontspan. Baie welkom by Kuns vir die Siel. Ek is Nadine Vosloo en vandag gesels ons oor ankers. Nou wanneer die lewe sy draaie draai, is alleenheid soms iets waarmee ons gekonfronteer word. Nou alleentyd is iets wat ons kies en dis baie belangrik om in jou alleentyd tyd aan jouself te spandeer. Maar wanneer daai eensaamheid nader kruip en iets waaroor jy nie totale beheer het nie, kan dit angs wek. En dan het jy nodig om te weet dat jy sekere ankers het om aan vas te hou. Nou daai ankers kan wees 'n geloofsgemeenskap, goeie familielede en goeie vriende.
belangstellings- en stoppertjies om betrokke te raak in jou gemeenskap. En baie belangrik om te onthou reg deur hierdie hele proses, dat jy styf sal vashou aan jou waardesisteem. Nou vandag maak ons kreatiewe ankers en kom ek wys jou hoe gaan ons te werk om dit te doen. Ons gaan ankerkriet gebruik, water en Olympic paint verfkleure volgens jou keuse. Ek gee net die inspirasie. So wat jy nodig het is 'n mengbakkie en dan water uit die aard van die saak en die hoeveelhede is 4 dele ankerkriet, 1 deel water. Ek het reeds hier afgemeet, so ek gaan nou water en produk bymekaar voeg. En ek meng. En dan sommer in dieselfde tyd gaan ek my verfkleur bymeng. Jy kan ook altyd na die tyd as jou sement droog is, bo-oor verf. Ek het dit ook getoets en dit werk soos 'n droom. Nou kleur is 'n baie persoonlike keuse, so jy voeg by na hartelus dit waarvan jy hou. Maar ons gaan nou vandag met groen werk en die kleur is Oxford Ivy. En ek meng dit sommer by my sement, nie te veel nie. En ek gaan dit ook nie heeltemal inmeng nie. Ek maak seker dat dit amper so 'n onegalige kleureffek skep. Nou waarin jy nou hierdie sement kan uitskep is papierbakkies, dit werk baie goed. Of silikoon muffinpannetjies, werk net so goed. En ek skep my mengsel hierin. Jy kan besluit, as jy nou sien wat ons gaan skep, hoeveel jy in jou vorms wil skep. Gooi ek net mooi oor in 'n skoon bakkie. Dit wat oorbly. En ons almal het gebruikte kersse by die huis, hopelik. Kerslig skep ambiance en dit maak 'n vertrek baie romanties voel. So steek aan daai kers as jy nog nie het nie. So jy kan daai ou kersse weer gebruik of jy kan hulle smelt om nuwe kersse te vorm. So hierso het ek nou my sement in my bakkies. Ek kan nou gebruikte kersse bloot eenvoudig in my sementbeslag steek. En dan het ek in 'n oomblik 'n kersblaker. Nou ek gaan vir jou wys, ek het verskillende opsies getoets en soos ek getoets het, kon ek nie ophou toets nie. Dis werklik iets, as jy begin kersse maak, wil jy nie ophou nie. Daar is 'n voorbeeld van soya wax, wat dan in 'n vormpie gegiet is. Hier is 'n ander voorbeeld. En die oral om my is voorbeelde. Party is geverf, party is nie geverf nie, party is verf net ingemeng. Die ene wat ek hier gegiet het, sal byvoorbeeld so lyk. En hier is 'n ander voorbeeld van een wat geverf is. En dan die kleiner kersblakertjie sal so lyk of so. Baie belangrik om te onthou is dat goeie ankers nie alleen jou help om jou lig helder te laat skyn nie, maar dit is ook die lig wat jy benodig in donker tye. So hou vas aan daai goeie ankers en moenie laat gaan nie. Hê 'n vreugdevolle, mooi en 'n week gevul met lig wat voorlê. Today we are joined by one of Zululand's most respected voices in women's healthcare. Dr. J was the first female obstetrician and gynecologist in Zululand and has dedicated her career to providing compassionate, evidence-based care for women at every stage of life. With qualifications from the University of KwaZulu-Natal and Yale University, she is also an honorary clinical lecturer and advocate for women's healthcare and has led numerous community initiatives, including an annual free cervical cancer screening drive that have changed countless lives across the region. So, goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us, Dr. J. Good morning. Thank you, Elsa. Thank you for having me. Now, Women's Month is a time to celebrate women, but also to reflect on their health. So in your experience, what are the biggest health issues affecting South African women today
that simply aren't being talked about enough? Well, Women's Month is about celebrating the integral role that women play in their families, in their communities, and their workplace. And it's so common that we are so busy caring for everybody else that we forget to prioritize ourselves and know that caring for ourselves means caring for other people. One of the biggest challenges that women have, and women are funny characters, but don't quote me on saying that. We like to normalize symptoms. We like to say that it's just part of being a woman, but these are not. We're also finding that there's an increasing rate of fibroids, of endometriosis, of hormonal imbalances, infertility, and gynae cancers. And it's important to note that this not only affects our physical well-being, but our emotional, our mental well-being, as well as our relationships, our family, and our communities. So another issue, and this is so common for women, that we feel that we're far too busy to make that annual health check. We think that we can prioritize it at a later date, but early diagnosis really literally does save lives. So it's important that your health matters. Absolutely. So what symptoms should women never ignore, and when should they seek specialist care? Look, women know themselves better than anybody else, and they know when something is wrong. So it's important that they don't ignore it. Heavy, painful periods that last for more than 7 days, women that clot during their periods, pain that increases during a cycle, or pain in between periods. The rates of infertility, the recurrent miscarriages, and the risk that finding out at a later stage will be detrimental to them. These are important. It's often noted that these are due to fibroids, to adenomyosis, which is very similar to endometriosis, to ovarian cysts, and to early cancers. So it's important that we know that there are treatment options that are available, more so than even the last few years. And these treatment options do preserve fertility, do improve the quality of life, and can avoid invasive surgery. So we need to look for early screening, early diagnosis, and thus early treatment. Now, Dr. J, we've also heard about the Zululand Fibroid Clinic, and it's one of the clinics in the Fibroid Clinics SA network in Richards Bay. I think it's simply remarkable. So thank you so much for the work that you do, and thank you so much for joining us this morning. And that was done Dr. J. So just before we say goodbye, where can we find more information? But look, I want women to know that they don't have to face health challenges on their own. We have many social media platforms. You can contact me at the practice, but the social media handles are www.drjmudley.co.za or www.fibroidclinicssa.co.za. Dr. Mudley, thank you so much indeed. Nou ja, ons gesels net hierna met 'n Suid-Afrikaanse paalspringer wat 'n silwermedalje by die Statebondspele verower het. Bly net waar jy is. Hierdie is Goeiemôre, Good Morning Sporttyd. Saam met my Arnold Geerts. Paalspringer Karl Rademeier het net verlede week nadat hy 'n seisoenbeste hoogte van 5 meter en 70 cm oorgekom het, 'n silwermedalje by die Statebondspele gewen. Sy oë is nou natuurlik reeds op die wêreldkampioenskappe later vanjaar en dan die 2028 Olimpiese spele. Karl, baie welkom by ons en baie dankie vir jou tyd. Eerstens kan ek net sê ek dra nou nie hoed nie, maar ek lig my hoed wel gedaan. Dit moes 'n ongelooflike ondervinding gewees het om te nou 'n medalje los te spring. Goeiemôre, ja nee, dankie, ek waardeer dit ongelooflik baie. En ja nee, ek bedoel, dit was 'n baie wonderlike voorreg geweest om also te kon deelneem. En ja, dit was net ongelooflik geweest.
Vertel vir ons van die kompetisie self en ek wil net nou 'n bietjie tegnies raak as ek mag, maar dit was interessant, jy het 1 of 2 keer moes jy uithaal en wys, nie waar nie? Ja, nee, ek moes maar. Die speel, ek bedoel, dit was maar koud gewees en reënerig gewees, maar ons is daarom baie gelukkig gewees dat dit nie gereën het terwyl ons deelgeneem nie, alhoewel dit nog steeds vrek koud was. Maar ja, nee, dit was daar was 'n paar keer gewees wat ek gedink het daar toe ek 560 en 570 gespring het dat ek nou moet ek my uithaal en wys. En jy het inderdaad. Ek wil jou vra, ek was gelukkig genoeg om by 'n paar Statebondspelers te wees en kommentaar te doen. Dis teenoor die Olimpiese spele is dit veel meer, ek wil amper die Engelse woord gebruik, relaxed. Dis veel meer gemaklik, nie waar nie? Ja, ek bedoel, also steeds, jy neem deel vir jou land en goeders en ek weet nou nie die atmosfeer by Olimpiese speel nie, ek was nog nie daar nie. Maar ja, dit is, jy het nog steeds die druk van om deel te neem en goeders en ek bedoel elke kompetisie vir my vat ek dit as die is nou 'n groot kompetisie en ek moet probeer altyd seker maak ek is in die beste kondisie en dat ek alles gee terwyl ek deelneem. Kom ons begin heel voor, wat het jou eerstens aangetrek van paalspring? Hoe het dit begin? Dit was eintlik 'n baie snaakse storie. Ek het altyd rugby, cricket en ander items gedoen in die atletiek. En my ma se vriendin het by haar kom koffie drink een middag en ek moes hoogspring oefening toe gegaan het. En toe die volgende oomblik haar kinders het paalspring gedoen, toe sê sy ek moet probeer en toe sê ek haar se 'n manier nie. En die volgende oomblik was ek letterlik uit die huis uit gesleep, in die kar gesit en net gaan aflaai by oefening. En daarso het ek my coach ontmoet, Louis Ninaber, en ek het daarso begin oefen. Ek dink ek het 1 of 2 oefeninge gedoen en toe sê hy vir my ek moet die naweek kom deelneem. In die eerste week se oefening en toe gaan ek maar en na die eerste kompetisie toe raak ek verlief op die sport en so ja, dit is maar hoe my loopbaan begin het met paalspring. Dis altyd 'n asemrowende ding om selfs op televisie te sien, maar in lewende lywe is dit selfs meer asemrowend as jy hier by 5 meter verbykom. Dis so 'n kwessie van spoed, krag en dan so 'n bietjie gimnastiek en selfs 'n bietjie ballet daarbey saam. Hoe kombineer mens alles as jy oefen, Kyle? Ja, so ek op hierdie stadium toe ek jonger was, ek het baie gespring om die tegniek te kry. Maar op hierdie stadium, ek spring nou net 1 keer 'n week, miskien 2 keer 'n week wat ek eintlik nou springe oefen. Anders as dit, doen ek baie spoedwerk en gimnastiekerige tipe goeters. En dan is ek ook in die gym om krag en core en goeters sterker te kry. Is daar iemand wat jy na kyk wat vir jou die ideale tegniek het op hierdie stadium wat jy probeer navolg? Dit is 'n moeilike vraag om op te antwoord. Elke persoon is anders en elke persoon gaan sy eie tegniek hê. So 'n mens kan nie na 'n ander atleet kyk en sy tegniek presies wil doen nie, want jou liggaamsbou en goeters is anders. So jy gaan anders te hardloop, jy gaan anders te ietsie doen. So daar is nie iemand spesifiek wat ek na kyk en wees van my tegniek moet so wees nie. Maar wat 'n mens kan doen is jy kan kyk na hoe ander mense kom ons sê soos terugrol. Wat hulle doen presies en dan kan jy probeer half soortgelyk dit probeer doen tot die beste van jou vermoë. Ek wil graag bietjie tegnies raak as ons kan. As jy ophardloop met die paal en jy moet plant en dis meer, waaraan dink jy voordat jy die paal plant en dan natuurlik op en oor? Is daar 3 of 4 verskillende dinge wat jy in gedagte hou tydens hierdie hele proses? Ja, so ek dink nie aan veel nie. Ek seker in my agterbewussyn dink ek om baie meer goeters, maar dit is soos om kar te ry, dit is nou al muscle memory, so as ek aanloop dan fokus ek net op my postuur en dan soos 'n hoë plant doen en dan basies dan kom die res net self. As jy uiteindelik daarbo is daar ooit vrees of al dan nie, want dit lyk altyd van die ander kant af asof mens behoort bang te wees. Nee, daar's glad nie vrees nie. Ek bedoel as 'n mens huiwer gaan jy eers seer kry en val. So as 'n mens daarso kom moet jy met alle selfvertroue gaan dat dit gaan uitwerk en ek bedoel as dit nie uitwerk nie dan gaan jy miskien net op die gras val of jy gaan ergens misval, maar
die man het mooi probeer val. Ek wil jou ook vra oor die span. Ek dink die swemmers het vir die Suid-Afrikaanse span en dis al die sportsoorte die mees ongelooflike atmosfeer gemaak toe hulle so goed begin het in die swembad, nie waar nie? Ja, nee, 100%. Ek bedoel, die swemspan het verskriklik goed gedoen en ons kon nou nie fisies daar gewees het en hulle kon ondersteun nie. Dit was 'n bietjie moeilik om uit te kom, maar ek bedoel, ons het dit gekyk op TV en ek bedoel, hulle het sulke goeie begin vir die hele Suid-Afrikaanse span gehad en dit is tog motivering geweest vir ons om ook te perform en goed te doen. As mens kyk na wat nou kom, wêreldkampioenskappe lê voor, maar daar's natuurlik 'n ander oogie seker effens in die pad af vir die Olimpiese spele ook, nie waar nie? Ja, nee, verseker. Ek bedoel, ek is nou terug, my seisoen is half geëindig, tensy daar nog 'n kompetisie opkom. Maar verder is dit, ek bedoel, ek gaan nou 2 weke afvat rus en dan begin ons klaar weer bou vir die wêreldkampioenskappe en dan maak die venster oop om vir die Olimpiese spele te kwalifiseer. So, ja, ons, ek en my coaches en my agent en al het 'n groot plan en fondasie wat ons nou gaan neerlê en bou vir daai. 75 is natuurlik 'n behoorlike hoogte, maar waar dink jy kan jy uiteindelik opeindig? Oor 6 meter? Ja, nee, verseker. Ek dink dit is definitief in die prentjie en ek bedoel oefeninge en goeters lyk dit ook asof dit daar hopelik binnekort gaan kom. Maar ja, ek dink ek kan verseker oor 6 meter spring. Wat sal dit vat om dit reg te kry? Yes, dit is maar net oefen, aanhou oefen en jou tegniek beter maak, want hoe hoër jy spring, hoe daar's die kamer raak al hoe kleiner en kleiner dat jy foute kan maak. So dit is om daai foute jy wil so min as moontlik foute maak en net oefen aan dit. So ek dink ons nog 'n paar goeters wat ek kan werk in my tegniek en dan hopelik sal dit kom in die volgende paar jaar. Gee my een van daai goeters wat nog bietjie werk nodig het. Net een. Ja, so ek is baie geneig om diep te trap, as ek aftrap, so ek moet definitief 'n bietjie verder terugkom en dit sal al klaar my plan baie beter maak en dan spring mense op groter pale en ek bedoel hoe groter die pale is, hoe meer energie kan jy uit dit uitkry, so. Natuurlik. Karl, baie dankie en welgedaan, baie trots op jou. Bly ingeskakel hier op Goeiemôre Good Morning, want dinge mag dalk net hier bietjie wild raak. En ek bedoel dit, ons gesels net hier daar met die Swanepoels oor Our Wild Journal. Bly net daar. Daar is min dinge so besonders soos 'n onverwagse ontmoeting met Suid-Afrika se ongelooflike natuur. Vir Courtney en Armin Swanepoel, die kreatiewe span agter Our Wild Journal, het daardie passie vir wildlewe en avontuur tot inhoud wat duisende mense aanlyn laat stilstaan gegroei. Vandag gesels ons oor hul avontuur, hul gunsteling ontmoetings in die bos en hoe hulle daardie ongelooflike oomblikke vasvang. Welkom julle twee hier by ons. Baie dankie. So ek moet net begin deur om te vra hoe en wanneer het Our Wild Journal begin? So, ek dink jy kan daai vir ons vat. So ons probeer maar so veel as moontlik creëer toe gaan. Maar in Desember toe sit ek en Armin by Letaba se restaurant en dit was al soos van kom ons kyk wat gebeur as ons net 'n bietjie post en jy weet net bietjie met mense deel wat ons doen. Ek dink baie mense dink ons bly in die wilde en ons doen nie. Ons is eintlik maar in die corporate world. Maar ja, en dis waar ons begin het. Ons het toe by Skukuza gebly, ons het ons logo en met ons naam opgekom en there you go. Our Wild Journal. En daar is dit gebore. Ja. Jy het nou gesê julle is eintlik in corporate en ek het gehoor julle albei het eintlik regte werke. Ja. Wanneer kry julle tyd vir al hierdie gaan safari? Jong, dit is maar, dis 'n fyn balans wat ons het. Dis die meeste van die tyd 'n vinnige naweek in en uit. Ons probeer maar, jy weet,
Desember was ons bietjie meer tyd, dan is dit die langer trips. Maar ander dan dit is dit 'n vinnige naweek in en uit. Ons het juis gister net teruggekom, gisteraand laat, van 'n vinnige trip wat ons 2 dae in en uit was. So dit is maar 'n vinnige ding. Maar voel julle kan eintlik dan ontspan as dit net 'n vinnige 2 dae is. Luister, as jy eers in daai bos en ry en jy het nie sy nie, dan ontspan ek heeltemal. En sy is op dieselfde bladsy. Dis die enigste plek ek dink waar 'n mens werklik kan asemhaal. Ek dink jy weet die stilte van die bos bring daai stilte oor jou. So nee, ons is bitter lief vir Creerwiltuin. Nee, dit kan ons definitief sien deur al julle video's en al julle video's, baie van hulle gaan viral en met waarop bedoel ek soos 2 miljoen views of 3 miljoen views op 'n klomp van hulle. En so wat maak volgens julle 'n natuurvideo wat mense nie vanaf gaan kan wegkyk nie? Sure, dis 'n moeilike vraag. Ek dink mense het 'n verkeerde persepsie van die kreer of van 'n safari of wat ook al. 'n Mens spandeer eintlik vreeslik baie tyd en 'n mens sien absoluut niks nie. So indien daai tyd kom waar jy weet daai hyena sien by 'n kar deur of jy weet 'n leeu wat in die pad afstap, dan jy weet, then you have it. Maar ek dink mense mis, jy weet die 6 ure wat ek en Armin in die kar sit by 'n boom en ons wag vir 'n luiperd wat op die einde van die dag nooit kom nie. So nee, dis Ja, kyk, ek dink luck speel ook 'n bietjie 'n groot rol in hierdie, maar tot dusver dink ek is ons so nou en dan lucky. Ja, so julle lok hulle nie met 'n bietjie Nee, okay. nee, glad nie. En ek het ook al gehoor dat in julle comments raak mense partykeer baie goed kwyt daarso. Ja, kyk, dis ook 'n interessante plek daai. Mense het hulle eie opinies, maar vir ons post, dit is die hele ding se naam is Our Wild Journal. Dit is eintlik ons en ons deel dit net met die mense en mense kan nou maar sê wat hulle wil, maar ons geniet dit en dit is waarvan ons hou. So was daar ooit 'n oomblik wat julle in 'n skierige olifant of 'n leeu of enige ander dier gehad het wat bietjie te naby gekom het? Ja, hulle 'n paar keer. Paar encounters. Paar keer. Ek bedoel, ek dink ons heel eerste very very close encounter was met 'n renoster gewees. Ja, wat baie amper ons, jy weet, splinte in mekaar gestamp het. Ons het hom net, jy weet, 2 weke al gehad. Olifante verseker. En dan die hyena wat letterlik amper ons kameraboontjiesak gegryp het uit die kar uit. So nee, daar is very very close encounters. So maar ja, dis jy weet as die lak op jou kant is daai dag, dan sien jy baie cool goed. Ja, en hoe verduidelik jy vir jou karversekering 'n renoster het omgestamp? Ek het direk nou dit toe bel ek om ek sê vir hom wat doen ek as so iets gebeur? Ja, jy sal my nie glo nie. En kyk, baie mense op safari gaan altyd net om die groot 5 te sien. En dan voel hulle, okay, we've done it, ons het die groot 5, kom ons gaan aan. Maar wat se dier voel julle is dalk 'n bietjie minder appreciated, wat mense meer moet vooruitkyk? Daar is baie maklike antwoord. Dit is my hyena. Ja. Almal dink dis die skelm van die bos, dis die slegte ou, maar I mean as jy kyk na Lion King en daai goed, hy speel die skelm. Ek sou sê nee, dit is vir my een van die mooiste en om dit nou in Engels te sê underrated dier wat daar is. Ek is baie lief vir hulle. En jy kan so baie leer van hulle af ook. So ja. En hulle is groter as wat mens dink. Baie groter. Of gaan hulle as hierdie klein Nee, dis nie 'n hondjie nie. Nee, hulle is huge. So vir mense wat nou vir die eerste keer op 'n safari gaan, nee, wat is 3 van julle beste wenke? Heel eerste by die hek, staan maar op, stel jy alarm, jy gaan moeg wees as jy terugkom by die kamp, maar wees heel eerste by die hek. Daar is 'n interne kompetisie altyd tussen almal wat in die kreer bly, wie kan eerste daar wees. Jy sien die beste goed op die pad, so ja, dis definitief nommer 1. Ja, ek dink as jy vir die eerste keer Wildtuin toe gaan, vat jou tyd. Dit help nie jy probeer jaag na elke sighting toe wat daar is nie, want diere beweeg. Jy kan nie een oomblik hierdie pad ry as jy om huis toe ry, dan is hy vol diere. So moenie jaag deur die plek nie. Vat jou tyd en geniet dit net. Dit is ook jy hoef nie net diere te sien om dit te geniet nie. Daar's baie ander dinge wat dit ook lekker maak. Dis nice. Is daar iets wat op julle wild bucket list nog is wat julle baie graag wil sien? Daar's vreeslik baie vir al diere gewys. Ons, jy weet, ons het nog glad nie alles gesien wat ons wou sien nie. So ons gaan in Desember doen ons 'n noord tot suid toer in die kreer. So ons hoop om 'n bietjie, jy weet, ander diere te sien, soos jy weet dalk 'n caracal hier of 'n so ja, so ons ja,
Dis wat ek sê, jy weet nooit Elke wat die keer as kreer jy gaan bied is dit nie. anders. Ja. Jy Yes. kan dieselfde luiperd môre sien en dit gaan 'n heeltemal ander experience wees. En voel julle moet heeltyd daar met julle kameras regry, fone rondry net om 'n perfekte oomblik te kry. Ek dink mense verstaan nie wat aangaan en hoe chaos dit is in daai kar as ons 'n dier sien nie. Ja. So Armin sit voor en ek sit agter, maar jy weet dis net stop, gaan, terug, stop, draai Armin, jy sê vinnig genoeg nie. So nee, dis absolute chaos in daai kar, maar ek dink daai adrenaline rush wat 'n mens kry as jy weet 'n dier op sy eie sien. Dis iets wat ek nie vir ander mense kan beskryf nie. En laastens, soos wat hoop julle vir julle Our Wild Journal page om te bereik? Nog hoogtes, mense te inspireer? Kyk, is altyd lekker, maar ek dink vir ons bietjie wildlife education. Daar's baie min mense wat eintlik weet wat daar buite aangaan. En dis eintlik maar net ons journal, dis vir ons memories en dis baie cool dat mense saam ons kom en dit saam ons geniet. Maar ek dink vir nou hou ons dit is ons bladsy en ons geniet dit. Ek dink ons, probeer vir mense wys wat ook in, corporate is, dat jy het tyd om plekke te gaan sien in Suid-Afrika wat reg op jou, op jou voorstoep is. So, maak die tyd, pak die kar, ry en gaan sien wat, Suid-Afrika vir jou bied. So, Exactly. Ja, Suid-Afrikaners moet meer hulle eie land bietjie ook travel voor hulle probeer oor see gaan. Wel, Ons het daar soveel om te hulle. bied. Ja, exactly. So, pak jou kar en gaan explore jou eie land. Julle twee, baie dankie Baie dankie. vir julle tyd vanoggend. En as jy nog nie het nie, gaan maak nou seker jy gaan follow hulle op Facebook en Instagram oral Our Wild Journal. Net hierna gesels Pieter met Bartu en Bernice oor hulle nuwe enkelsnit. Daar het jy dit en dis twee van ons Suid-Afrikaanse industrie se gewildste stemme wat kragtig saamgesnoer het vir hierdie enetjie wat hulle noem. En waarna ons nou geluister het. Dit is so pragtig en hulle is natuurlik hier so Bartu Swiggers en ons pragtige Bernice West. En die liedjie se naam is Ek dank die Here vir jou. Is 'n beautiful song. Dankie. Ek wil net eers begin by jou want wat was nou eerste? Was dit die liedjie? Was dit want ek weet daar's mos nou 'n verloving sedertdien en alles. Baie geluk met die verloving, my Baie vriend. dankie, ek waardeer. Wat was die eerste gedagte? Was die gedagte ek wil verloof raak, ek moet 'n liedjie skryf of het jy die liedjie gehad en dink jy hierdie is nou die ideale geleentheid? So die oomblik toe ek hierdie song tot werke gesien kom het Stefan van Huisteen is die mastermind agter hierdie skryfwerk en alles. En die oomblik toe hy vir my gevra het om betrokke te raak in hierdie ding, toe ek en sy oorweeg het nou al vir super lank om 'n collab te doen. Yes, seker nou wat 2 jaar. Ja, 3. 2-3 jaar. No. Wow. En toe hierdie song uitkom, toe sê ek het soos yes, dit is 'n ongelooflike cool song en dit resonate so goed met hoe ek werklik voel oor liefde en veral in die situasie waarin ek nou is en ek kon toe net nie 'n beter geleentheid sien om die knoop actually vas te knoop. Bernice, en jy's toe nou al deur die liefde en die knoop wat deurgehaak is en goeters. So oud getrein nie. Raak jy toe nou die wedding plan? Maar ek moet sê, toe ons om die tafel sit en ons bespreek logistiek, toe vir ons 'n paar vragies. Ja. Want ons ek het gedink die meeting gaan soos 10 minute wees en toe sit 'n hele uur lank, want toe sit logistiek en om alles moet te beplan, maar ag ja, dit is ek het nou die dag ook net gesê, so groot voorreg om deel te kan wees van hierdie storie, om te kan vertel en net om dit te kan sien, jy weet, gebeur voor mense oë. Ek meen, ek ken vir Bart en al 'n hele rukkie. So dit is amazing om te sien hoe hy En ook 'n lekker liedjie op die einde, omdat julle so lank uitgesien het daarna om 'n samewerking te doen of 'n duet te doen. Is hierdie net die perfekte sang vir beide van julle op die einde van die dag? 100%. En soos hy ook nog gesê het, dit resonate so mooi met die mense. So dit is vir ons amazing om te sien hoe die mense dit hulle eie maak en ook hulle liefdesstorie op dit vertel. So ja. Skielik kom die mense seker baie meer na jou toe en sê, ja, nee, presies dit. Dank die Here vir jou, En ek onthou, weet jy hoe die oom vir my gevra het? Of hoe is dit? Ek meen, uiteraard hou mense dadelik daarvan. So kyk, ek is regtig vriendelik verras met die mense se reaksie want ek is mos nou maar die musiek wat ek in die verlede uitgebring het is maar baie hip-hoppie, poppie en bietjie meer aan die kuierkant gewees. Besig man. En vanaf ek nou hierdie nuwe draai gemaak het in die
in die industrie, as ek dit nou so kan stel. Die mense ontvang dit verskriklik goed, die dieper kant, die actual kunste kant van hierdie, en ek meen, dank die Here vir jou is so opreg, en die reaksie wat ek kry van die mense af is so cool, so skoon, en alles wat ek sien is net opregte liefde, en dis beautiful om te sien. Bernice, die feit dat julle nou al sê, julle praat ook 2 of 3 jaar oor 'n duet of 'n ding. Ek meen julle is 2 verskillende kunstenaars ook, met 2 verskillende markte, nie waar nie? Ja, man. Dink julle dit werk nou juist ook so lekker, met die 2 wêrelde wat bymekaar kom? Definitief. Ek is 'n groot voorstander daarvan dat kunstenaars moet saam staan en saamwerk. Want ons het mekaar nodig, met mekaar se hande was. So ek dink dit is amazing as 'n mens saam kan paar en nog 'n groter audience kan kry. En met dit saam trek jy nie net jou eie mark, soos Bartu sy mark en my mark, en jy kry nog mense wat van die combo hou ook. So nee, ek is 'n groot voorstander daarvan. Weet jy, in die tussentyd sit hy ook altyd en dink, ek meen, ek is ook vir myself 'n kunstenaar, dan dink jy baie keer, hel, ek sal nogal like om 'n song te doen, soos 'n Bartu of dit dalk al gedoen het. En juist met die samewerking, dan word die wêreld een. Dis baie lekker. 100%. Ja, ek moet sê, dit gee vir mense geleentheid om bietjie anders te dink, want jy sê, as mens so elke dag sit en skryf, en jy dink al van hierdie babbel, en sodra iemand saam met jou kom, en jy soos, okay, hier verander ietsie nou, en om bietjie saam te begin ding, 2 koppe bymekaar te sit, en dan te begin kuns maak. Dit maak dit definitief ligter, soos die las en al die pressure, want jy moet aan alles dink, so dit is net lekker as jy weer ons nog 'n persoon wat jy kan counter. Ja. Hoor jy, 'n ander lekker ding, jy dink jy ken iemand, totdat jy so saam sit en skryf, dan leer jy iemand eintlik werklik ken. Dis ook baie waar. Want ou ken mekaar as kunstenaars, hierdie song en dit. Dit is 100% so. Ek het nou al gesien hoe bekleibaar toe, gesien hoe hy Ek wil net teruggaan by die musiekvideo goeders, ook met die logistieke goeders. Was sy regtig niks vermoedend? Sy het absoluut niks verwag nie. Haar vriendin het haar actually gebel, die oggend van die musiekvideo, en gesê, luister, ek het gisterand gedroom, jy word verloof. Dus ek het soos, okay, jy moet nou stil bly, en jou drome moet gou vir my relax. En op die einde van die dag het ons dit so mooi afgespeel, dat die musiekvideo so uitgewerk het, dat ons dit geskript het, dat sy en Janus ook eers ietsiekie doen, wat ek en sy presies gaan doen, en toe is alles net perfect geweest. Toe ek afgaan, toe was dit, sy het dit glad nie verwag. Het was 'n reuse verrassing geweest, en haar familie was daar, dit was 'n voorreg. En ek dink die arme kamera span en goeders, hulle moes net bond staan en rond staan om seker te maak. hulle het positively record, dat hulle nie na die tyd sê. En die reën, ons moes eers wag vir die reën om verby te kom. Want ek sê dit, ek sê nee, hierdie hele ding is uitbeplan, het kan nie nou reën nie, so ons moes eers wag vir dit om Ja, begin dit bietjie reën in die middel van winter, elke keer. As ons dink die reën is verby, dan gepak ons weer uit, en ons begin skiet, hier gaan alles weer. So dit was rof, maar alles het mooi uitgewerk. Baie dankie dat julle hier kon kuier het. Ek wil amper sê, ons dank die Here ook vir mense soos julle in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. En beautiful op nog vele meer, man. Dankie. Waardeer, daai is 'n reuse kompliment, en dankie vir julle. As jy 'n goeie seremoniemeester nodig het en 'n bietjie die biscuit wil skit met die troue, ek ken iemand, hoor. Ek weet vir jou. Dis al van ons kant af wat vandag aanbetref. Ons sien julle môreoggend weer. Geniet hierdie heerlike daggie. En as van ons almal af, mooi bly mooi, sorg dat julle nooit ophou droom nie. En ons kuier môre weer saam. Hê 'n lekker dag, mooi bly. Baie dankie vir hierdie kuier, dit was lekker.